In die tyd wat Johannes skryf, omtrent 90 na Christus, omtrent 60 jaar na Jesus se kruisiging, het daar 'n dwaling in die kerk begin wat gnostiek genoem is. Gnosis is die Griekse woord vir kennis. En wat hulle gesê het is, daar's twee gode, daar's 'n goeie God, en hy is 'n gees, hy is in meer van die geestelike wêreld. En dan is daar 'n slegte God, 'n demiurg, en hy het die fisiese wêreld gemaak. En die fisiese wêreld is sleg. Party mense lewe volgens die fisiese wêreld, hulle is die sarkonoi, sarks is vleis, sarkotokoi, en ander leef 'n geestelike lewe, die pneumatikoi, pneuma is gees. En as jy die ware kennis het, dan sal jy besef dat dit gaan net oor die geestelike lewe. Maar die fisiese lewe is boos, is sleg, die aarde is sleg, die aarde gaan vergaan. En wat jy met jou fisiese lewe doen, maak eintlik nie saak nie. Hoe jy lewe maak nie saak nie. Jy kan eintlik nie sonde doen met jou lyf nie, want jou lyf gaan vergaan. Jy moet net sorg dat jy nie met jou gees iets verkeerd doen, dat jou siel gered word. Johannes sê, maar dis nonsens. As jy beweer dat jy nie sonde doen met jou liggaam nie, dan bedrieg jy jouself en jy maak God tot leienaar. Dan is die waarheid nie in jou nie, dan is God se woord nie in jou nie. Ons het nie meer mense wat soos die gnostici dink nie. Maar baie van ons lewe prakties so. Alwaar ons bekommerd is gaan my siel hemel toe. En in praktyk ontken ek eintlik dat daar sonde in my lewe is, want ek probeer om enigiets te verander nie. Ek gaan maar net aan soos altyd. In praktyk lewe ek asof ek perfek is, en asof dit wat ek doen nie saak maak nie, want dit pla my nie. En ek wil dit nie verander nie, en ek wil nie anders nie. Ek wil nie anders praat nie, ek wil nie anders doen nie, ek wil nie anders dink nie. Ek wil eintlik nie my lewe verander nie, want dit werk nou vir my en is vir my lekker, en buitendien, as ek doodgaan, gaan ek hemel toe. Hoe ek lewe, maak eintlik nie saak nie. Ek kan maar lewe, soos wat dit vir my die beste en die gemaklikste en die lekkerste is. Is dit ek en jy? Lieg ons eintlik vir onsself? Was ek nie eerlik oor dit wat in my en jou lewe tekort skiet? Sonde is om jou doel te mis. My doel is om oral waar ek kom, te wys wie God is, deur hoe ek lyk, deur wat ek doen, deur wat ek sê, deur wat ek nie doen en deur wat ek nie sê. Plaat dit nog vir my en jou, as ek dit nie doen nie. Plaat dit my en jou, as ek by my skool, by my universiteit en by my werk, en in vergaderings en in gesprekke, nie beeld van God is nie. Of beweer ek dat dit eintlik goed gegaan het? Dat ek eintlik nie sonde het nie, dat die vergadering wat ek gehad het, die gesprek wat ek gehad het, is eintlik 'n goeie gesprek. Al het ek nie gewys wie God is nie. Lewe ek prakties? As iemand wat sê hoe ek lewe maak nie saak nie, solank my siel hemel toe gaan. Kan ek en jy vandag doen waarvoor ons hier is? Kan ons vandag die sonde raak sien, waar ons nie beeld van God is nie? Here God, dankie dat U in ons is. Dankie dat ons liggame vir U belangrik is. Dat ons woorde, dat ons dade belangrik is. Dat U ons gestuur het, nie net sodat ons kan teruggaan as ons doodgaan nie, maar om hier U beeld te wees. Om hier U koninkryk te bring. Ja, ons moet bely dat ons dit baie kere nie doen nie. Dat daar nog baie sonde in ons lewe is. Dat daar nog baie geleenthede is waar ons nie U beeld is nie.
Dankie dat dit vergewe is. Help my om anders te dink. Help my om waarheid raak te sien. Help my om uit U woord te lewe, sodat ek my doel sal bereik vandag voor my dood. Amen.